En dit voel vir my asof U net by die mense wil kom stil staan vanaand, Here. Here, dankie dat U nie 'n God is wat dood is nie, Here. Here, ons kan mense na enige ander graf toe vat, van enige ander God of profeet of wat dit ook al mag wees, Here, maar as ons kom by Jesus se graf, is die klip weggerol en hy lewe. Here, U lewe vir ewig. Here, en vanaand wil ons uitkom dankie sê, Here, dat U 'n God is wat belangstel in elke detail van ons lewe, Here, dat U 'n God is wat tyd uitkoop, Here, om af te kom en tussen die mense te kom wandel, Here. Heilige Gees, U is so welkom vanaand in ons midde, Here. Here, kom staan by elkeen van ons stil vanaand, Here. Kom verander lewens en harte, Here. Here, want is wonderlik om lekker te kan saam sing. En is wonderlik om goeie woord te hê, Here, maar as U nie hier is nie, sal niks verander nie. Here, mag ons die res van hierdie aand net U tasbaarheid beleef, Here. Here, mag ons wandel in U teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vanaand met jou 'n bietjie praat oor volle oorgawe. En terwyl ek vanaand daaronder sit, laat dink dit my aan iets wat ek en pastoor George bietjie hierdie week oor gepraat het. En ons het so bietjie gesels oor heiligmaking. Nou, ek weet vir ons jong mense is heiligmaking is nogal 'n interessante konsep om te kop, nê. Heiligmaking klink soos daai ouens wat met die wit jasse loop, daai pope ouens met die gordyn wat so hang en die kettingkie wat sing. Ek weet nie van julle nie, maar as ek dink aan 'n heilige persoon, dan dink ek altyd aan die pope wat daar bo sit en 'n ou kan nie aan hom raak nie en jy kan nie aan hom vat nie en jy kan nie dis asof hulle hierdie ou so oplig dat jy nooit daarso kan uitkom nie. En eintlik is heiligmaking net die proses waar ek en jy tyd saam met die Here spandeer, waar ek en jy meer soos Jesus lyk. Nou ek wonder as ons prentjie vanaand so 'n bietjie oor heiligmaking kan verander, dink ek het my job gedoen vanaand. Heiligmaking of heiligheid is 'n man met die naam van Jesus Christus. Nou ek weet nie of julle so 'n bietjie van Jesus se lewe weet nie. Hy was nie 'n ou wat daar hoog gesit het met 'n fancy kleed of enige so iets nie. Inteendeel, sy pa was maar 'n skrynwerker, hulle het met hout gewerk. As hy met mense gesels het, was hy daar tussen hulle in die markplein besig om tussen hulle te beweeg. Hy was nie hierdie persoon wat jy nie kon bereik nie, inteendeel. Hy was tussen sy mense. En ek hoop ons kan so 'n bietjie vanaand die prentjie van heilig wees en oorgee in volle oorgawe so 'n bietjie beter vir jou verduidelik. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek hou daarvan om in beheer te wees. Nog iemand so? Nee? As ons kar ry, verkies ek om te bestuur. Nie laat my vrou sleg bestuur nie, net as sy dalk na hierdie recording luister. Dis nie laat my vrou sleg bestuur nie, ek verkies net om te ry, nee. En ook as ons planne maak, hou ek daarvan om 'n lang tyd voor die tyd te weet presies waartoe ons gaan, hoe lank ons gaan en wanneer ons gaan terugkom. Is nog iemand so? Nee? En as jy my nou goed kwaad wil maak, dan het jy met my 'n afspraak die hele maand en dan op nommer 99 dan cancel jy. Nee, dis verskriklik, want ek het daai tyd
uitgekoop om iets spesifieks te doen. Ek het daai tyd uitgesit, sodat ons na 'n spesifieke plek toe kan gaan, en as dit nie so gebeur nie, dis nogal 'n wroging in my hart, ek moet dit kwaai beklei. Nou is interessant, as 'n ou kyk na die lewe, wil ek vir jou sê, 99% van jou planne werk nie gewoonlik uit soos wat jy beplan het nie. Jy het dit al gesien? Nee? Jy kan hoe goed beplan en hoe goed voorberei, gewoonlik op die dag gaan iets verkeerd. Nou die ouens wat hier betrokke is by die kerk, weet dit, die klankman veral daar agter, alles werk deur die week. Ons toets alles, ons het band practice op donderdag, en dan Sondag as ons hier aankom, werk niks. En dan sê jy vir iemand, ons het alles getoets, en dan sit so, ja, die pastoor werk net 1 keer 'n week, nee. Nou, ons het 'n naam al vir daai ding, ons noem hom die klankduiwel. Hy daag net op Sondag, die res van die week is hy rustig, so. Maar is dit nie so nie, dat meeste van ons planne in ons lewe, beplan ons, en dit maak nie saak hoe goed jy daarna kyk of beplan nie, dit werk nie altyd so uit nie. En dit is vir my interessant, dat God van ons vra en van ons verwag, om ons hele lewe aan hom oor te gee. Nou ek wil vir jou 'n versie lees, en dan wil ek jou so 'n bietjie terugvat na 'n dag toe, wat jy jou hart vir God gegee het. Die versie staan in 2 Korintiërs 5 vers 17, dit sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis 'n mooi versie, nee, ons is 'n lekker versie om vir iemand te sê, ek is 'n nuwe mens, die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Nou, ek wil jou so 'n bietjie terugvat na die dag toe jy jou lewe vir Jesus gegee het. Nou, ek kan nie presies vir jou sê die dag en die datum nie. Ek kan onthou, ek het my hart op skool al vir God gegee, en ek kan die setting onthou, maar ek kan nie vir jou sê wat se jaar of wat se dag presies nie, maar daar was 'n dag en 'n tyd wat ek my lewe oorgegee het aan God. En ons is baie opreg op daai dag, nê. As ons vir die Here sê, Here, kom raak koning van my hele lewe, ek wil alles oorgee. En dit's waar. Op daai oomblik is dit, Here, ek wil alles vir U gee. Maar ek dink soos wat ons pad met God stap, kom ons agter, daar's sekere goed wat makliker is om vir God oor te gee, en daar's sekere goed wat ek eerder self wil beheer. Veral in 'n ou se lewe, as goed besig is om uitmekaar uit te val, is dit maklik om dit vir iemand anders te gee om te fix, nê. Dis maklik om vir God te sê, Jesus, Here, my lewe val so 'n bietjie uitmekaar uit, so ek gaan vir U hierdie ding oorgee. My finansies is besig om uitmekaar uit te val, Here, so vat dit, fix dit asseblief. Maar ek het agtergekom met my pad, soos wat ek met die Here stap, baie keer as goed begin goed gaan, dan vat ek van hierdie goed weer terug. En ek het so 4 areas wat ek vanaand oor wil gesels, oor plekke in ons lewe wat ons weer terugval, veral as ons 'n pad saam met die Here begin stap en dit begin beter gaan. Hierdie goed wat ons dalk eens op 'n stadium gesê het, Here, kom vat my hele lewe, ek wil oorgee heeltemal, ek wil heilig wees. En dan het ons, soos wat goed beter begin gaan het, hierdie goed begin terugvat. Die heel eerste ding is jou liggaam. Nou ek wil vir julle die vers lees, en dan gaan ek so 'n bietjie verduidelik agter hierdie konsep is, God wil koning wees in jou liggaam. Ons kyk na 1 Korintiërs 6 vers 17 tot 20. Dit sê, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop, en daar is 'n prys betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik.
Dis 'n interessante vers want hy praat baie oor seksuele losbandigheid, maar ek dink 'n groter probleem in ons plek waar ons is in die wêreld is mense kyk nie meer na hierdie tempel van God nie. Gister loop ek en my vrou so bietjie, ek kan nie eers onthou waar ons was of wat ons gesoek het nie, maar ons is so bietjie in die dorp en ons loop daar deur en ek sê vir haar, lief, kyk bietjie na die mense rondom jou. As kinders van God is ons veronderstel om na hierdie liggaam wat ons het te kyk, om te sien, die regte voedsel te gee, so bietjie te oefen, behalwe hardloop. Nee, ons is veronderstel om na hierdie liggaam te kyk. En baie keer as dit met ons sleg gaan of ons is siek of ons word gediagnoseer met een of ander ding, dan is ons maklik om hierdie liggaam vir God te gee. Here, asseblief genees my, maak my gesond. Here, ek het hierdie ding wat hulle my mee gediagnoseer het. Here, help. Maar as dit met hierdie liggaam goed gaan en ons is nie dodelik siek nie of ons is nie met iets gediagnoseer nie, dan eet ons wat ons wil en ons doen wat ons wil en ons kyk nie so goed na hierdie liggaam soos wat ons moet nie. Ons vat hierdie ding by God terug. God wil koning wees in jou liggaam. Een van die grootste struggles wat ek op die stadium met jong mense beleef, is waar ouers nie vir jong mense sê, dit is nie 'n goeie idee om saam te bly voor die huwelik nie. Kan ek julle 'n bietjie statistiek gee? Ek hou van statistiek. 89% van alle huwelike waar twee mense saam gebly het voordat hulle getrou het, fail binne die eerste 5 jaar. 89%. As jy dit bietjie omdraai en jy kyk na jong mense wat nie voor die tyd saam gebly het nie, en dan trou, wat 'n goeie Christelike agtergrond het, wat gegaan het vir huweliksklasse voordat hulle getrou het, draai die syfers so bietjie om. Die huwelike wat dan suksesvol is 92%. As jy jou kind toelaat om saam met iemand te bly voordat hulle trou, het jy amper 'n garantie op hulle huwelik gesit dat dit nie gaan werk. Hierdie is nie een van daai vraestelle wat ons kyk na die 11 punte wat jy reg het nie. Daar's 'n groot kans, jy set iemand op vir failure. Mag ons kinders van God wees wat duidelike riglyne het. Mag ons kinders van God wees wat ons kinders leer die Bybelse waarhede. Gemeente, hierdie is 'n groot aspek van ons liggame wat ons terugvat by God. Die dag wat jy jou lewe oorgegee het jy dit met 'n opregte hart gedoen. Maar soos wat hierdie pad aangestap het jy besef, is nie oral so maklik om alles vir God te gee nie. Die tweede plek is jou gedagtes. Nou ek weet nie van julle nie, maar hierdie ding kan 'n ou nogal 'n groot moeilikheid laat kom, nê? Het jy al ingestap in 'n plek en dan het mense gepraat en dan stap jy nader en bly hulle stil. En dan wat doen hierdie gedagtes van jou? Nee, hulle het oor my geskinder. Nee, hulle was nie eintlik my vriende nie, hulle wil nie eintlik hê ek moet deel wees van hierdie gesprek nie, nê? En 'n ou moet jou gedagtes so beskerm en so bewaak, want anders te hardloop jou gedagtes met jou weg met 'n ding. Jou gedagtes kan 'n groot aanwins vir jou lewe wees, of dit kan 'n groot wapen wees vir die vyand teen jou gebruik. Ek wil vir jou die volgende versie lees. Dit staan in Romeine 12 vers 1 en 2. Het sê: En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wenslike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak is. Ek gaan weer daai laaste gedeelte lees. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik
en volmaak is. Dis nogal kosbaar, nê? En ek dink iemand wat heiligmaking nastreef, iemand wat wil vol oorgee aan Jesus Christus, wat sy hele lewe op God wil bou en sy hele lewe vir hom gee, is jou gedagtes so belangrik om te beskerm. En nie net dit nie, ons moet ons gedagtes vernuwe. In my ou lewe toe ek nog deel was van hierdie wêreld, is iets so saam bly ou right gewees. Maar nou dat ek die waarheid van God in my hart en ronddra, is ek besig dat dit my gedagtes vernuwe en kom ek agter dis nie 'n goeie idee nie. En so kan ek oor 'n klomp ander goeters praat en gesels. Goed wat alright is in die wêreld se oë. Maar as ons kyk na die woord van God, moet ons moet dit nie net lees en dit hoor nie, maar dit moet ons begin verander. Ons kan nie dieselfde lyk en dieselfde wees nie. Ons moet verander en anders te optree. Die derde ding wat ek graag met jou wil deel, en ek dink hierdie is een van die moeilikste goed, veral as dit in daai area goed gaan, is ons finansies. Nou, ek is besig om 'n reeks voor te berei vir die einde van die jaar, wat so 'n bietjie gaan oor finansies en oor tiendes en al daai lekker dinge wat ons as kerkmense van hou om oor te praat, nê. Ons as kinders van God raak nogal baie touchy as dit by finansies kom, nê. En ek dink die kerk in die breë het eintlik van finansies af weggehardloop, want jy's of een van twee kante, jy's of 'n prosperity gospeler wat sê gooi, gee papas, dan gaan jy ontvang. Of jy's aan die ander kant wat ons glad net nie oor finansies gesels nie. Het julle geweet net so vir kennisdoeleindes, in die Bybel praat God meer oor finansies as enige ander topik wat daar buite is. Meer as gebed, meer as liefde. En dis nogal, ek dink dis nogal 'n topik wat ons in die kerk gaan moet begin bespreek en bietjie oor gesels is finansies. En dis die laaste plek waar ons as kinders van God gewoonlik oortuig word in ons harte om te gee. Nou hierdie afgelope tyd gesels ek so 'n bietjie met die pastore oor tiendes en interessant genoeg as 'n ou bietjie gaan kyk na die oorsprong van tiendes. Israel is besig om met God te beklei en hy hou vas aan God en hy sê Here, ek gaan nie los tot U my nie seën nie. En God seën vir Israel. En toe hy hom seën, toe gaan hy terug huis toe en hy gee 10% van alles wat hy het aan God. En weet jy wat vir my so kosbaar is? God eer vir Israel. Hoekom hy 10% gegee het en hy maak dit 'n instelling in die kerk. Nou dis nie al wat 'n ou moet gee nie. En ons sal bietjie later die jaar heeltemal oor tiendes gesels, maar ek wil so 2 versies met jou vanaand deel, veral raak in jou finansies. Die eerste een is Psalm 24 vers 1 en 2. Dit sê 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die water. So is so mooi vers, nê? Alles wat op die aarde is, behoort aan die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, die plek wat jy het in jou maatskappy of jou besigheid, die salaris wat jy elke maand trek, is genade. Dis nie 'n voorreg nie. En God, soos met Israel, gee vir jou 100% seëning. En dan kyk hy wat jy met daai 100% maak. Gaan jy 10% teruggee? Gaan jy iemand help as God regtig op jou hart sit om iemand te help? Ek is besig met 'n boek, net so 'n side note, ons gaan so 'n bietjie off track. Maar so 'n side note, ek's besig met 'n boek van Dave Ramsey, is 'n Total Money Makeover. Dit is baie goeie boek om te gaan lees as jy ietsie soek Christelik om te gaan lees wat oor finansies gaan. Hy sê die meeste van wat jy ooit met geld sal kan hê, is om dit weg te gee. Om iemand anders te bless. Nou luister ek so 'n bietjie hulle podcast en goeters en ek besef as 'n jong man toe ek geswat het,
was daar nie altyd geld nie. Kan julle daai dae onthou? So peanut butter en stroopbroodjies en partykeer droë brood was die was die aandete. En ek dink vir myself, ek wens so iemand kon op 'n stadium na my toe gekom het en gesê het, "Hey dude, kan ek jou nie uitvat Spur toe nie. Ek wou so 'n bietjie met jou gesels oor die Here of wat dit ook al mag wees, maar ek wil jou bless deur vir jou te stiek vir 'n Spur ete." En ek dink so by myself dat eers as 'n jong man, daar is nie geld nie, so iets soos 'n kar of sulke goed sal great blessing gewees het as iemand dit kon gee. En ek wonder as ons as Christen op 'n finansiële plek kon wees, waar ons mense so kon seën, om vir hulle karre weg te gee en uit te kan vat vir etes. Behoort jou geld aan jou, of is jy net 'n goeie steward daarvan? Die Here gee vir jou 100% van daai geld. En dan kyk hy wat jy daarmee doen. En die waarheid is, God wil koning wees oor jou finansies. Mag ons as kinders van God nie dink dat ons 100% daarvan moet eet en lekker moet vakansie hou nie. Verstaan my reg, daar's niks verkeerd daarmee nie. Edward het net so 'n prentjie van die see, ek dink hy's hier agter opgesit. So verlang ek so terug na Mosselbaai. Daar's niks verkeerd met 'n goeie vakansie nie. Maar maak seker dat die Heilige Gees ook met jou gesels rondom jou finansies. Waar jy dit moet sit, dalk waar jy dit moet weggee. Is God deel van daai beplanning. En dan Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar die diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En ek dink dis hoekom finansies so touchy subject in die kerk is. Want ons skat is op 'n ander plek. Mag ons skat by God wees. Die laaste punt wat ek wil noem, waar God koning in jou lewe wil wees, waar hy volle oorgawe in jou lewe wil hê, is in jou hart, jou drome en jou planne. Ek wil graag vir julle hierdie vers lees. Dit staan in Spreuke 3 vers 5. Dit sê: "Vertrou volkome op die Here en moenie op julle eie insigte staat maak nie." En dan vers 6: "Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop." Ken God in jou drome en jou planne. Ek dink so baie keer in my eie lewe, as ek goeders op my eie gedoen het en my eie kop gevolg het, dan het ek al geld verloor en ek het al baie seer gekry. Maar waar ek die Here vertrou het om regtig vir my 'n antwoord te gee en regtig op die Here gewag het oor, Here, moet ons die volgende ding doen of moet ons nie, het God my altyd gelei na hoër hoogtes toe en beter. Ek wil jou vanaand uitdaag, is God deel van jou beplanning? Is God deel van jou drome en dit wat jy het vir jou toekoms en jou kinders se toekoms? Is God deel daarvan? Of maak ons soos almal anders en luister na die nuus en hardop ons net in enige rigting? Ons weet ons moenie hier bly nie, so ons maak God deel van jou droom en jou plan. Hy wil in beheer wees daarvan. Vanaand dink ek is hierdie 'n eenvoudige woord. 'n Woord wat ons eintlik van die begin af ken, nê? Nee? Die dag wat jy jou hart vir God gegee het, het jy geweet, ek gee alles oor. Of jy wou dalk baie graag. Ek wil jou vanaand uitdaag, dat jy nie meer op daai plek sal wees, van Here kom vat alles nie. Want ek bedoel, ons het nou 'n pad saam met die Here gestap, ons het besef, daar sekere goed wat ek kan vashou. Maar mag ons vanaand op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek sukkel om hierdie ding oor te gee. Dalk is dit jou kinders, dalk is dit jou finansies, dalk is dit jou werk, wat dit ook al mag wees. Sê, Here, help my om hierdie ding aan U oor te gee,
sodat ek saam met U kan droom en beplan en kan groei. Mag ons kinders van God wees, wat duidelike riglyne het. Mag ons kinders van God wees, wat oorgegee is aan Here Jesus. Mag ons kinders van God wees, wat heiligheid nastreef en soek. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ek gaan nader stap aan die nagmaaltafel. En ek wil dit so 'n bietjie deel maak van my preek vanaand, want hierdie tafel is die rede dat ons vanaand hierso is. Hierdie tafel is die rede dat ons wil oorgee aan Jesus Christus. As dit nie vir hierdie tafel was nie, dan kon ons gelewe het soos wat ons maar net nog altyd gelewe het. Vanaand as jy nagmaal gebruik, wil ek jou uitdaag. Ons kan musiek net liggies in die agtergrond speel. Dankie Janko julle. Vanaand wil ek hê jy moet by hierdie tafel kom en daai ding wat jy daar kan vashou, wat jy sukkel om vir die Here oor te gee. Mag ons net vanaand weer opnuut oorgee aan God. By hierdie tafel, so 2000 jaar plus, het Jesus gesit, saam met sy disippels. En hy het die brood gevat, en hy het vir hulle gesê, hierdie gaan my liggaam wees, wat vir julle gebreek gaan word. En hy het die brood gebreek, en vir hulle uitgedeel. Hy het dan ook die nagmaal wyn gevat, of die beker gevat, en gesê, hierdie is my bloed, wat vir julle gaan stort, sodat julle skoon gewas kan word, sodat julle vir ewig kan lewe. Hierdie tafel is net weer eens 'n herinnering, dat Jesus nie net opgestaan het uit die doodheid en leef nie, maar is ook 'n belofte dat hy eendag weer gaan terugkom, in sy volle glorie, in Jesus naam. Kom ons sit dit so, en dan bid ons dit saam. Here Jesus, vanaand waar ons by hierdie nagmaaltafel staan, Here. Here, besef ons net weer eens die groot prys wat U betaal het, Here, om mens te kom word, vir ons dood te gaan. Maar Here, laat daai storie nie daarom daar geëindig het nie, Here, laat dit nie net daar klaar gemaak het nie, Here, maar dat ons kan weet, ons U lewe. En omrede U lewe, Here, kan ons saam met U lewe. Here, en ons sien uit na die dag wat U gaan terugkom. Oom Morney het dit net nou gesing, Here. Ons sien uit na die dag wat U weer gaan terugkom op die wolke. En die vraag wat hy daar gevra het is, gaan jy saam? Streef jy vanaand heiligheid na om saam te gaan hemel toe? Wil jy vanaand meer soos Jesus wees? Kom gee oor vanaand by die nagmaaltafel. In Jesus naam. Amen.